Daar sê, okay, ons het laaste video was maak jouself onmisbaar by 'n maatskappy. Hoekom doen jy dit? Hoekom maak jouself onmisbaar by 'n maatskappy? Vandag een af moet jy meer as jou job doen. Nee. En jy moet in jou baas moet in so 'n posisie wees, as jy bedank of hy fire jou, dan moet dit hom tyd en geld kos. Dan moet iemand anders oplei om in jou plek. Daar's twee kommoditeite in die lewe, dis geld en tyd. En jou baas wil dit nie spandeer nie. So as jy ander ouens se werk kan doen, of jy kan werk doen wat ander ouens nie doen nie. Net 'n voorbeeld, toe ek by Santam Versekering gewerk het, was ek die enigste ou wat statistieke kon trek en herversekering kon doen met oorseese maatskappye. In my tak was ek die enigste ou. En dit het my onmisbaar gemaak. En toe ek by Mercedes-Benz gewerk het, het ek nie net sales gedoen nie, ek het stock control gedoen, ek het die tracker gedoen, die websites, alles. So ek het 4 ouens se werk gedoen wat hulle dan hou hulle jou eerder of hulle kyk na jou. Ek het my salaris verdubbel in 2 jaar. Nee. En ek het op die einde het ek bestuurdersposisies begin beklee en al daai tipe goeters. So, nou as 'n negatiewe kant van die onmisbaarheid, wat beteken dat jy dalk gaan oorsien word vir bevordering of vir verplasing, want hulle kan jou nie bekostig om jou te gaan na 'n ander tak toe of na 'n ander afdeling nie. So, daar is twee kante van die ding. Maar maak jouself onmisbaar, luister nou, vandag een af. En dan het jy die mag om te onderhandel oor 'n hoër salaris ensovoorts 'n jaar nadat jy aangestel is.